Daar sê, nou ja, soos jy weet is ons besig met 'n reeks, wat ons so noem, kom na my toe. Dis 'n reeks oor kommunikasie. Want kommunikasie is belangrik, is dit nie? Ek onthou toe ek en Rita net begin uitgaan het. Ek het op Raal geswat en sy het op tikkies geswat. En ons het daai tyd nog nie selfone gehad nie. Sien nog nie. Hoe het ons oor die weg gekom sonder selfone? Weet ek nou in hierdie lewe nou nie. Maar as ons nou bel, jy weet dan bel jy nou na die koshuis se tikkieboks toe. En dan moet jy nou aanhou en dan hoor jy daar hardloop in die gange af en geroep nou vir Rita en dan jy weet dan gesels ons nou op die telefoon. Jy weet en dan gesels ons net. En dan op 'n stadium dan sien ons jou die tydjie het nou al aangestap, maar dit is nou tyd om baie te sê. En sê jy baie. Nee, sê jy baie. Wat hou julle dit? Jy sê jy. Sê ek, okay, baie. Lief vir jou. Okay, sit nou neer. Nie sit jy neer. As jy verlief is, is kommunikasie alles. Jy wil net, al hoor jy net die een se asemhaling daai kind, dan is dit nou nog, is dit lekker. Kommunikasie is belangrik. Jy bel nie jou girl en sê, hoor jy so, ek het toe nou, ekskuus ek het jou so lanklaas gebel, maar ek het nou behoefte, jy weet, ek moet graag met jou, jy weet, kan jy my help met hierdie en hierdie en hierdie? Jy weet, dit is nie hoekom jy dit doen nie. Kommunikasie is net, dit is so lekker om jou stem te hoor. En dit is wat gebed moet wees. Gebed is nie net daardie ding wat jy doen, as jy iets nodig het nie. Die Here nooi ons, en hy sê, dat as jy 'n behoefte het, hey, ek is daar, my deur is altyd oop. Maar God wil ook hê, dat ons met hom moet kommunikeer, net om sy stem te hoor. Net om te hoor, Here, jy's nog daar. En dit is wat gebed is. En ek wil hê in hierdie reeks, wil ek dit regkry, dat ons net weer 'n liefde sal kry om te bid. Net daardie begeerte in ons harte te kry om naby aan God te kom en net tyd saam met hom te spandeer. Want dit is ons lewe. As ons ophou kommunikeer, is ons verhouding besig om agteruit te gaan. En daarom sê Jesus, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is. Kom na my toe. Moenie na iemand anders toe gaan nie. Kom na my toe. En as jy net wil gesels, net wil sê hoe mooi is die sonsopkoms. Vir Here sê, Here, jy het hierdie dag bietjie koud gemaak hoor. Jy moet dalk 'n bietjie warmer maak. Gesels so met hom oor enigiets. Bid gedurig deur. Bid sonder ophou. Hou jou kommunikasie met God lewendig. En dis wat ons nodig het. Die kernteks wat ek gebruik hier is in 2 Konings 20 vers 5, wat die koning siek geword het. En die Here sê, so spreek die Here, want die profeet moes gekom vir hom gesê, hoor hierso, jy's besig om dood te gaan. Hierdie siekte, jy gaan nie van jou siekbed af opstaan nie. En hy bid toe en sê, Here, asseblief, ek wil nog leef. En toe die profeet nog nie eens uit die vertrek uit was nie, draai om en hy sê hierdie woorde, so spreek die Here het jou gebed gehoor. Hy het jou trane gesien, kyk, ek sal jou gesond maak. Werkgebed. Werkgebed. Kom ons doen dit meer. Ons bid te min. Die Here sê, julle het nie, want julle vra nie, julle bid nie. As ons meer kan bid, meer tyd uitkoop, net om in die Here se teenwoordigheid in te stap. Sy deur is altyd oop. Hy het 'n rooi telefoon. En hy weet as daai ene lei, dis my kind wat bel. Dis die belangrikste oproep in my dag. En hy's nooit te besig vir ons.
daar sê Jakobus praat en hy sê dat die gebed van 'n regverdige het groot krag. Nou ek wil weet, as jy bid, het dit krag. Het dit effek? Nee, maar jy moet nou nie sê wat die Bybel sê nie. Jy weet, as jy nou dink, ons het altyd gesê, yes, weet jy wat, as ons met daai ou bel, want as hy bid, dan gebeur dinge net so. Het jy dit al gehoor? Jy moet nie dat daai ou bid vir my nie. Ek wil net daai ou moet vir my bid, want Jesus, hy bid. Ja, dan gebeur dinge net so. Hey, God het nie rangordes nie. Jy sy kind of jy is nie sy kind nie. En hy het ook nie blue-eyed boys and girls nie, hoor. Wel, ek dink hy het. Maar al sy kinders is blue-eyed. Almal van hulle is. En die Amplified sê hierdie, the earnest, heartfelt and continued prayer of a righteous man makes tremendous power available. Dynamic in its working. The earnest, heartfelt and continued prayer of a righteous man. Nou, ek wil net gou sien, wie van julle hier vanoggend is regverdig voor God? Ja, is dit net 3? Ek wil regtig sien. Wie van julle is almal regverdig voor God? Die dag as jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het, sê dit dat jy reg voor God. Dit maak jou righteous. Right. As jy nou iets gedoen het wat die Here nie behaag het nie, sê nou, jy het nou hiernatoe gery en die taksies was vroeg op die pad gewees. En jy weet, het dit 'n invloed gehad op jou righteousness? Daar's niks wat jy kan doen of nie kan doen nie wat 'n invloed het op jou righteousness nie. Want die regverdigheid wat jy gekry het, is nie op grond in die begin. In die eerste plek is dit nie op grond van dit wat jy gedoen het nie. Jou regverdigheid kom van dit wat God gedoen het aan 'n kruishout. En jy het dit aanvaar and that's it. En as jy dit aanvaar het, dan is jy ingesluit by hierdie teksvers. Soos jy bid, glo vir my dat daar is 'n tremendous power as jy jou mond oopmaak en tot God nader. Moenie dat die vyand jou mislei in dit nie. Aanvaar dit vandag. As jy bid, is daar groot dinamiese krag wat losgemaak word. Moenie dat die ou en daai ou bid. Nou is 'n ander ding van en ek het al dit ook al gepraat, maar nog nie in hierdie reeks nie, dat ja, die Here sê ons moet bid. Ons moet bid. Maar as jy groot as jy bid, is daar groot tremendous krag, Maar as iemand vir jou bid, is dit soveel meer kragtig. Ek weet nie hoekom nie. Ek dink die Here het ons so gemaak. Want as jy alleen kon bid en al jou gebede word net verhoor. Here, maak my gesond. En jy's gesond. En Here, ek het nodig dat U vir my 'n deurbraak gee in my besigheid. En dan is dit daar. As dit so was, dan het jy nie 'n boetie en 'n sussie nodig gehad. Die Here het dit net so gemaak dat die Here vra, dat gaan na iemand toe en vra dat hulle vir jou moet bid. Daar is 2 dinge. Dit maak dat daar 'n broederskap gesmee word. Dis die eerste ding. En die tweede ding sê dit dat as 2 of meer oor enige ding saamstem op aarde, sal die Here dit beskik dat dit so sal wees. So die Here wil hê daar moet 'n saamstem wees. En die Here wil hê dat ons moet afhanklik wees van mekaar, want die liggaam het mekaar nodig. Hoor hierso, ek het julle nodig. Hoor. En glo vir my, julle het mekaar. Ons het mekaar nodig. Want ons is 'n liggaam en die een kan nie sê dat ek het nie daai ene nodig nie. Net nie daai broer. Hey. Dan moet jy dit uitmaak in jou hart. Hy's deel van jou. Nee. So, daar is as jy bid. Maak nie saak waar nie. Daar is groot krag en ek wil hê na vandag dat jy moet besef dat jy is nie sommer maar net daar nie. En dat jou gebed het groot krag. Ons het in hierdie gemeente al hoeveel getuienisse.
Nee. Ons het iemand wat nou al vir jare bid om swanger te raak. En hulle het so seën. Nee, wat sê en elke dag bid vir mamma om swanger te raak. Nee. En net so. Na hoeveel jaar, Ina? Na 2 jaar wat hulle die Here aan 'n vertrou. Nee, wat hy elke dag bid. En ons het verlede week gesien, dat as jy, nee, nie verlede week, die vorige keer, het ons gesien, dat hoorie, daar is groot krag as jy bid. Nee. Maar moenie ophou bid, as jy voel dat daar is nie, daar kom nie 'n deurbraak nie. Hoor, moenie moedeloos raak nie, bid totdat. Ons verstaan nie altyd, hoekom ons gebede nie dadelik verhoor word. En ons het gesien met Daniël, dat die eerste dag Daniël, was jou gebed verhoor. Die eerste dag is hy gestuur met 'n antwoord, maar eers na 3 weke het dit by jou uitgekom. So, die feit dat jy nie dadelik antwoorde kry nie, maak nie dat jou gebed nie kragtig is nie. Hoor. Jy, wanneer jy jou mond oopmaak en 'n kind met 'n almagtige Vader praat, jy as seun en dogter met 'n almagtige Vader praat, daar is 'n onsaglike hoeveelheid dinamiese krag wat in dit lê. En ons het 'n God wat ons kom daarby. Ek is bietjie haastig vandag. Ek dink omdat dit so koud is en ek weet daar's warm koffie wat wag. Weet jy, miskien moes jy daai koffietjie gebring het. Okay, hoekom is dit dat jou gebed soveel krag het? Is dit omdat jy so great is? Nee, is omdat God vir ons 'n oop deur gegee het by hom. Nee, in 1 Petrus 3 vers 12 sê, hy sê, want die oë van die Here is op die regverdiges. Nou laat ek gou weer sien, waar is die regverdiges? Okay, weet julle wat, dat God se oog is op jou? Dat jy is soos God se oogappel? As jy seer kry, kry hy seer. Nee, God se oë is op jou. God se oë, die oë van die Here is op die regverdiges en sy oor is tot jou gebed. Moenie dink dat jou gebed beteken nie veel nie. As jy jou oë, jou kop laat sak om te bid, of jou oë toemaak, of net jou oë oprig om te bid. Weet jy wat? Jy die hemele se aandag op jou gefestig. Moenie dink dat jou gebed nie krag het nie. Elke een, of jy nou net tot bekering gekom het, en of jy al jare op die pad is, die hemele se aandag is op jou gefestig as jy tot God nader. God se oor is tot jou, en hy wil hoor wat jy sê. En wanneer hy hoor, dit is nie net van, weet jy, ek is daar om jou uit te traan, maar dit is ook, jy bou verhouding in dit. Daar is groot krag in gebed, mense, en ek wens net, dat ons meer en meer en meer kan bid. Maar hoekom is dit dat die mense so baie bid nie? Ons weet wat is die uitwerking daarvan. Ons weet wat is die krag daarvan. Ons weet dat ons het te doen met 'n lewende God wat lief is vir ons, 'n liefdevolle Vader. En almal van ons, as ons uitstap by 'n biduur of wanneer jy tyd saam met God spandeer het, dan is dit altyd deur wat jy daar uitstap en sê, "Jesus, dit was great. Ek moet dit meer doen." Voel julle ook so? Sê, dit was nou awesome. Ek het tyd uitgekoop en dit was 'n regtig great. Hoekom doen ons dit nie? Meer nie. Okay. In Romeine 15 vers 30 sê Paulus hierdie. Hy sê, "Maar ek vermaan julle broeders." Hy praat met hierdie klomp Romeine daar in daai gemeente daar in Rome. Hy sê, "Ek vermaan julle broeders om saam met my in die gebede te stry." Om te bid, is soos werk. Dit is nie altyd maklik nie. Jy moet stry baie keer. Om daarin te kom, is dit baie keer dat jy jou hierdie vleeslike deel van jou moet jy eenkant los. Want jy het te doen met 'n geestelike ding. Dit is jou gees wat moet deurdring tot daar by God.
En dit is nie altyd maklik dat jy hierdie vlees onderdanig kry en sê, hey, dis nou genoeg. Jy het nou genoeg hier rondgegaan en jy weet hierdie program gekyk en daai TV ding gekyk en eers dit gedoen en eers dat gedoen en eers hierdie gedoen. Jy moet dan vir jou vlees sê, hey, stop dit nou. Is nou tyd om by God uit te kom. Dan moet jy hom onderdanig kry. En dan moet jy hom op 'n stadium begin eenkant kry dat jou gees kan deurbreek. Jy verstaan wat ek bedoel? Nee. Want as jy in die gees begin bid, jy weet wanneer jy daai oomblik wanneer jy deurbreek en sê nou is dit my gees wat bid. My vlees is nou agter en nou kan ek met vrymoedigheid bid. Verstaan julle wat ek bedoel? Julle wat al so gebid het. Jy weet wanneer jy begin deurbreek. Maar daardie tydperk van jy begin bid en daai deurbreek, dit is wanneer jy hierdie vlees moet kruisig. En dis nie altyd maklik. Maar ons moet dit net meer en meer doen. Hoe meer jy dit gaan regkry, hoe makliker gaan dit raak. Dat jy net kan deurbreek en dan in die gees kan bid. En daai dinamika tussen jou en God net kan smaak. En dit is waar die antwoorde op baie van ons gebede lê. Dit is waar die antwoorde van al ons stryd en dit wat ons nodig het in hierdie lewe. Dis waar dit lê, daar in die gees, in die teenwoordigheid van God. Maar dit is 'n stry. Jy moet stry in die gebed, in die gebed. Dis hoekom dit nie altyd so maklik is nie. En Paulus skryf hier, hy sê ek vermaan julle broers. Hierdie vermaan is dit ek wil julle encourage. Ek wil vir julle sê ek kom nou ouens. Ek wil julle aanmoedig. Ek wil julle aanpoor. Hey, dis noodsaaklik hierdie. Moenie dit nalat om dit te doen nie. Stry in die gebed. Maar weet jy wat? As jy nie gaan stry in die gebed nie, om in die God se teenwoordigheid in te gaan nie, gaan jy stry in hierdie lewe, in jou vlees, vir altyd. Dan gaan jy altyd wonder, maar waar's God? Kyk hoe wonderlik gaan dit met hierdie en daardie broer. Kyk hoe great doen die Here dit in daai se lewe, in daai se lewe, en jy het 'n stryd in hierdie lewe. Want jy stry nie in die gees sodat God vir jou, namens jou kan stry vir die goeders wat die Here wil hê, jou kant pad langs moet kom nie. Soek allereers die koninkryk van God, en God sal dit byvoeg. As jy hom soek, sal hy sorg vir jou. En dit is wat hierdie is. Gebed is juist dit. Soek God. Stry om deur te breek by hom. En dan as jy daar is, dan sê God, jy het tyd saam met my uitgekoop. En jy is in my teenwoordigheid. Terwyl jy hier is en ontspan in my teenwoordigheid, sorteer ek gou vir hierdie deurbraak en daai deurbraak deur. Ons het sakemanne bid hier, ons elke donderdag. En ons bid al hoe lank vir hierdie deurbraak in een van ons sakemanne se lewens. En vir 'n deurbraak by sy besigheid. Weet jy, partykeer is 'n gebed 'n hamergebed. Dit is hierdie muur wat jy het, wat tussen jou en jou deurbraak staan. Jy weet jy bid en dit is soos 'n 14 pond hamer wat jy vat en jy slaan teen hierdie muur. En as jy hom een keer slaan, dan daai muur maak jy dong. Jy kyk en jy wonder waar het jy hom geslaan? Niks het gebeur nie. Nee. En dan vat jy weer daai 14 pond hamer af en gooi hom, slaat jy hom woem, dan sê hy dong. Dis harde werk hierdie ouens. Jesus, en dan staan hy hom dong. En dan as jy so 50 keer hom geslaan het. Nee, dit werk nie. En dan gee jy op. Maar jy weet nie, as jy die 51ste keer slaan, dan val daai muur. En net nadat ons sakemanne bid hier gehad het, bel hy my en sê, weet jy wat? Jy sal nie glo nie. Ons het vandag weer gebid. En toe ek hier uitry, toe bel iemand en hulle sê, weet jy wat? Daai kontrak van 'n R250.000 wat ons so lank voor bid en dit nou net deurgekom. Ouens, jou gebed het krag. Moenie ophou nie. Moenie ophou nie. Ons gaan die Here aanhou vertrou. En soos wat jy stry en jy koop tyd uit om by God uit te kom en naby aan hom te wees. Sê, weet jy wat? Wees rustig. Hou aan om by my uit te kom. Ek sal vir jou die dinge uitsorteer.
Dis wat ons nodig het. Weet verseker dat jou gebed word gehoor. Stry saam met God. En dan hierdie welbekende gedeelte in Handelinge 12 vers 5. Hy sê, en so is Petrus dan in die gevangenis bewaak. Maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Pas op vir mense wat bid. Pas op vir mense wat bid. Maar weet jy wat? Die wêreld moet eintlik meer kennis dra oor dit. Wat hulle moet sê, hoorie, daai ou, jy moet hom uitlos. Want hy bid. Want weet julle wat? Jy kom hier aan die agterkant en jy probeer hom in die rug steek, né? Maar terwyl jy hom in die rug steek, is hy in God se teenwoordigheid. En weet jy wat? Hierdie ou sê, Here, ek vergewe hulle. Ek gee hulle oor aan U. En dan kom God op jou neer. Mense wat bid, is gevaarlike mense. Want God sorteer jou uit. En hier is 'n gemeente wat saam bid. Nou, daar is een erger ding, of daar is een kragtiger ding as iemand wat bid. En dit is wanneer 2 of meer saam bid. Want 1 laat 1000, 1 verslaan 1000, 2 verslaan 10.000, 3 verslaan 100.000, en so gaan dit aan, en as 'n gemeente saam bid, is daar groot dinamika, en is daar groot krag wat loskom. En hier staan Petrus in die gevangenis, en hier is 'n gemeente wat bid, en hulle sê dat, hulle het gehoor van hierdie kerke, en hierdie ouens wat so, jy weet, kragtig is, en jy hoor net van die ouens is net gone, of jy weet, hier gebeur snaakse dinge met hierdie ouens. En hulle sê toe nee met Petrus, gaan lees 'n bietjie verder hier, hulle laat toe 2 wagte langsom. Hulle gaan hom nie toesluit in 'n sel nie. Nee, hulle sluit hom toe in 'n sel, en hulle sit 2 wagte dat hulle langsom sit, dat hulle kan voel, as hierdie ou weggaan, is hulle weet hulle daarvan, dadelik. En die gemeente hoor ook van, maar hierdie gemeente bid, en hierdie gemeente bid, en toe is daar 'n klop aan die deur, en iemand gaan maak, en hy sê, is Petrus. Hulle hardloop, hulle sê, gemeente, dit is om nie glo nie, maar ek dink Petrus se spook is voor die deur. Gaan lees. Hy wou nie eers die deur oopmaak nie, want net nou is dit regtig gespook. Want ek meen, ons bid vir Petrus, en ons weet hy is in die gevangenis, wat maak hy hier? Ek gaan hom eers oopmaak nie, hy kom sê eers vir die hele gemeente. En toe, sê hulle, nou wys man, verstaan jy nie, ons bid mos nou vir hom, hy is in die tronk. En toe hulle almal hardloop, toe maak hulle oop en hier so sê, hallo, hallo. Daar's power wanneer ons bid. En te veel, en vir te lank, het die vyand ons 'n rad voor die oog gedraai, en gesê, ja, jy bid, maar weet jy wat, sien jy enige resultate? Ja, sien jy hoef nie te bid nie, hoor. Dit help nie om te bid nie. Dis nie wat die woord sê. Wanneer 'n regverdige bid, is daar tremendous power available. A dynamic power. Kom ons verstaan weer. Daar is niks kragtiger, as 'n kind wat met die almagtige Vader praat. Nothing more powerful. Want weet jy wat? Dit is in daai oomblikke, wat God deurbreek. God se hand kom in beweging as gevolg van gebede. God se hand gaan nie in beweging kom omdat daar 'n behoefte is nie. Jy behoefte in jou lewe? Moenie dink God gaan net beweeg nie. God se hand kom nie in beweging omdat daar behoefte is nie. Andersins sou ons God se hand oor hierdie hele wêreld gesien het. Maar hoekom is dit dat dit net hier en daar beweeg?
Gaan praat bietjie met daai mense waar God se hand beweeg in hulle behoeftes. Dan hoor jy, die enigste ding wat anders was, is hierdie ou het gebid totdat. En geen herlewing in hierdie lewe het ooit gekom waar gebed dit nie vooraf gegaan het. Nog nooit nie. God het nie net besluit, okay ouens, hoor hierso, ek sien dit is nou, ons het afgespreek hierso by 10:00 oor hierdie dag, dan gaan ek myself openbaar aan die mense nie. God kom net in beweging wanneer daar geloof is, gebed wat gebruik word in geloof om na God toe te gaan. Dan sê God, hey, ek hoor jou gebed, hier is ek, hoe kan ek help? Aanhoudende gebed. En julle sal dit oral sien. Dit is aanhoudende gebed. Sien dit daarbo? Dis aanhoudende gebed. Hulle het nie net gebid en gesê, ag Here, dink aan nou Petrus wat in die tronk is en dan dankie. Ons moet dalk begin anders bid. Dan ons bid totdat. Ek wil vir julle hierdie prentjie wys en dit is vir my 'n prentjie wat ek hoop dat die Heilige Gees dit inprent by jou. Rondom gebed. En dit lees ek hier in Eksodus 17 vers 9. En dit is Moses wat hier aan die woord is. En die Here het vir Moses gesê, Moses, ons gaan teen Amalek gaan ons oorlog voer. Maar weet jy wat? Die oorwinning gaan nie oorwin word daar in die vallei wanneer jy gaan beklei teen hulle nie. Maar die oorwinning gaan bepaal word deur wat jy doen, Moses, op die heuwel. Nou, en hy sê hierso, môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. Nou, die van julle wat die Bybel sê, wil jy nie asseblief saam met my blaai na Eksodus 17? Asseblief. Kom blaai saam met my na Eksodus 17. Okay, ons het nou vers 9 gelees. Het ons hom daarso? Nee. Dan sê Stefan is die tweede boek in die Bybel. Hoor. Vers 10. En Josua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die heuwel geklim. En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword. Daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê en hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun. Die een diskant en die ander kant. So het sy hande dan vas bly staan tot sonsonder. Nou sien hierdie prentjie. Sien hierdie prentjie. Kyk, terwyl Moses se hande omhoog is, wen Israel daar in die gevegsfront. Sodra hy sy hande laat sak, dan verloor hulle. Maar sien hy prentjie. Onthou, daai tyd was die oorlog met spiese en swaarde. Nee, as hy sy hande daar hoog het, dan is daar bloed wat vloei van Amalek. En die oorwinning word behaal. Nee. En sodra hy nie meer sy hande omhoog het nie, verloor Israel. Nou dit is 'n teken van gebed. As jou gebedslewe hoog is en jy bid, dan oorwin jy. Dan is jy die sterkste. Dan is God se volk die sterkste. Wanneer jy jou gebedslewe laat sak, dan is jy die swakste. Dan is daar oorwinning wat oor jou kom. Moenie weer vra, hoekom is ek waar ek is nie? Kyk eerder waar was jou gebedslewe voordat wat aanloop gebring het tot waar jy vandag is. Die vraag vandag is, wat wil jy môre en oormôre sien?
Wil jy oorwinning sien in jou lewe? Dan gaan jy vandag moet begin om jou gebedslewe omhoog te kry. Want God sê, jou oorwinning lê in die geesteswêreld. Nie in jou besigheidstransaksies en hoe vernuf jy is om dit te doen nie. Jy kan in een oomblik alles verloor. Maar as God dit vir jou gegee het, sal God jou waarsku oor dinge en jy kan voorbereid wees oor wat kom. As jou gebedslewe goed is en dit is reg, en dit gaan nie net oor, Here, dat jy moet vir my, Here, ek het dit en dit nodig nie. Dit gaan, die grootste rede van gebed is om verhouding met God te bou. Is dit dat jou verhouding met hom op 'n gesonde vlak sal wees. En maar die Here wil hê dat dit met jou moet goed gaan. Soos wat jy bid, sal God vir jou sorg. En sal hy jou deurdra. En sal hy die stryd namens jou stry. So ek wil hê dat ons hierdie prentjie moet ingeprent word. As jy sien dit gaan bietjie taaf in die besigheid, of bietjie taaf by die huis, of in verhoudinge, lig bietjie net weer jou gebedslewe. En sien die oorwinning wat gaan kom. Maar bid totdat. Moenie moedeloos word in gebed nie. Hou aan bid, men weet dat jou gebed, nie die een hier langs nie, jou gebed, is kragtig. En daar is niks meer powerful in jou lewe as dit nie. En God sien uit daarna om met jou tyd te spandeer. God wag vir daardie oomblikke, wanneer jy na hom toe nader en sê, hier is hy, my seun is by die huis, kom in, kom sit, waarmee kan ek jou help? Jesusie, kom, waar kan ons gesels? En die Here sal in die agtergrond vir jou sorg. Mag ons hierdie prentjie onthou, en mag die Here iets awesomes in jou lewe doen. Vader, ons het nodig om tyd saam met U te spandeer. Here, daar is geen belangriker tyd in ons dag as hierdie oomblikke nie. En U vra, Here, dat dit is nie tyd wat ons noodwendig net eenkant moet sit nie. Here, U sê dat al ry ons in die kar. Here, al is ons besig met wat? Dat ons nooit sal ophou bid nie. En nooit die kommunikasie met U sal verbreek nie. Maar dat ons altyd deur net met U sal praat. Met U sal gesels. En dat ons sal weet dat ons gebede het groot krag. Ons eer U daarvoor, Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen.